Kyk, die mense wat my ken sal weet, ek hou nou nogal van die Swiss raaltjies. Maar nou sien ek free range eggs. Nou kyk, eggs, eiers kan nie vry rondloop nie. Hulle kom uit hoenders uit, so die hoenders moet vry rondloop, dan poep hulle free range eiers. Maar nou het ek gedink, jy mag nie die free range sticker daarop sit, tensy die hoendertjies werklik vry rondloop nie. Hulle mag nie in 'n battery wees nie. Battery is nou nie jou Willards battery nie, dis daai duisende hokkies wat so sit. So, hoeveel vierkante meter het 'n hoendertjie nou nodig? 'n Hennetjie. Nou kyk, is nie die hennetjie wat eiers lê, vir die wat nie geweet het nie. Maar daar moet altyd 'n hane nie naby uit wees, want as hy kraai, dan weet hulle 1 2 3 nou moet ons lê. En net lê nie eiers lê. Ook hulle kan nie in lang gras wy nie, want dan kan hulle nie mekaar sien nie. Hulle kan nie so oor die gras kyk nie. Dit moet kort gras wees waarop hulle wy, of dan grond. En dan moet hulle nog steeds gevoer word. So dan sit maar dieselfde as die battery, dis net hulle beentjies beweeg meer. Maar die eiertjies, hoe keer hulle nou dat die teefies, die hoenderteefies nie mekaar se eiertjies stik en trap nie? Hulle kan ons baie aggressief raak, jy weet. Baie soos vrouens by 'n Woolies uitverkoping, juis nou in die nuwe jaar. Wat is nou die verskil tussen 'n vrylopende eier en 'n battery eier? Ek dink die risiko op die battery eier is minder stresvol. Ek sal amper dink battery eier is stresvry. 'n free range eier is stresvol, want daar's te veel gebeurlikhede wat kan fout gaan. Natuurlik ook met die grond gelyk wees, want as dit nou 'n afdraande of 'n opdraande is, dan gaan die eiertjies rol as hulle nou klaar uitgepoep is, né? En dan is daar nou so duisende hoendertjies vry rondloop. Hoe maak hulle nou die poef skoon, hè? Dit kan later soos 'n poef carpet lyk. Ek dink daar's baie probleme. Ek dink ons moet ophou om so free the range, free the chicken, free the rhino. Ek is nou skoon met 'n ongemak gevul om nou hierdie free range eier te eet. Maar ek gaan nou so 'n plaas soek en wil ek kom besoek. Ek hoop iemand wat so 'n plaas het nooi my, dat ek my eie oë kan sien, want ek voel ook julle gaan ook wil weet what is cooking there. Ja, ek bære nou maar eers die Swiss raaltjies en dan praat ons later weer. Gegroet.